Ons herdenk vandag Hemelvaart. Hierdie dag in die geskiedenis wat vir ons as Christene geweldig belangrik is. Nie alle kerktradisies vier Hemelvaart of neem Hemelvaart waar soos wat ons in die gereformeerde tradisie doen nie, maar dit is 'n verskriklike belangrike element van ons geloof. Dink bietjie oor ons geloofsbelijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons saam in die kerk opsê. Ons sê ons glo in Jesus Christus wat gekruisig is, gesterf het en ter helle neergedaal het, wat opgestaan het uit die dood op die 3de dag, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar hy weer sal kom. Wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waaraf hy weer sal terugkom. Dit is sulke kerndeel van ons geloof en dit is 'n baie belangrike gedeelte wat ons nie onder die mat moet vee nie. Ek weet, dit is nou nie soos Kersfees en Paasfees waar ons 'n vakansiedag het. Ek het die woord in Engels praat hulle van waar Kersfees en Paasfees is 'n holiday, wat 'n holy day is. En dit beteken nie dat Hemelvaart nie 'n minder belangrike of 'n minder heilige dag is wat ons nie moet waarneem nie. Dit is verskriklik belangrik en ons gaan vandag weer na die gedeelte kyk wat getuig van Jesus se Hemelvaart. Ons gaan lees uit Handelinge 1 en ons gaan lees van vers 6 tot by vers 11. En hierdie gedeelte is ook natuurlik ons inleiding in die week wat kom waar ons Pinkster gaan vier. En ons gaan in Pinkster praat oor die werking van die Heilige Gees, hoe dit getuig het van dit wat gebeur het hierso en hoe dit uiteindelik 'n tipe van 'n gevolg is, juis van die Hemelvaart. Ons gaan 'n bietjie daar praat. Voordat ons lees, kom ons bid saam en dan kyk ons saam na Handelinge 1 vers 6 tot by vers 11. Almagtige en heilige God, U wat hoog verhewe is bo hemel en aarde, ons kom vanoggend in eerbied en verwagting na U toe. Dankie dat ons op hierdie Hemelvaartdag mag saamkom om te luister na U woord wat lig is vir ons pad en waarheid vir ons lewens. Soos ons nou die skrif gaan hoor, open ons ore om werklik te luister, ons harte om te glo en ons lewens om te gehoorsaam. Laat die Gees ons lei om Jesus te sien, die verhoogde, die opgestane, wat sit aan die regterhand van God en wat vir ons intree. Mag U woord vandag in ons werk met krag en genade, sodat ons met oë van geloof sal leef en met harte vol hoop sal wag op U wederkoms. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle so sy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Nou in hierdie gedeelte is daar 'n paar dinge waarby ons moet stil staan. In die eerste plek is dit belangrik dat ons Hemelvaart moet herdenk, want dit getuig van Jesus se godheid. Hierdie is nog 'n gedeelte in die Bybel wat bevestig Jesus is God, want hierin word Jesus verheerlik. Die verheerliking van Christus vind plaas wanneer hy opvaar na die hemel en dan daai gedeeltetjie wat sê hy sit aan die regterhand van God is baie belangrik. Dit bevestig dat Jesus by God is en die regter binne in 'n koninkryks konteks, binne 'n koninkryks metafoor, sou die regterhand van die koning die een gewees het wat
dinge uitvoer namens die koning, wat dinge bestuur, wat ook die stem is, die advokaat is vir die mense, die een wat optree in diens van die wat seker maak dat die wil van die koning uitgevoer word. Met ander woorde, dit is 'n aktiewe stoel. Dit sê vir ons dat Jesus die plek langs God ingeneem het as heerser oor alle magte en oor alle gesagte, dat hy die regterhand van God is, beteken daar is geen aardse mag of geen aardse gesag wat meer verhewe is as Jesus Christus nie. So met ander woorde, in die eerste plek sê dit vir ons, Jesus Christus is verheerlik, hoog bo alles en almal, bo enige wese, wanneer hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Dit bevestig Jesus se godheid, sy koningskap, sy gesag, sy mag, sy autoriteit. En dit moet vir my en jou so 'n bietjie kleiner maak, hier waar ons is. Ons moet besef, ons aanbid nie net die God wat die dood oorwin het nie. Ons aanbid vir Jesus wat verheerlik is, wat aan die regterhand van God sit, die almagtige Vader, wat sy wil laat geskied hier op aarde. En ons is in diens van sy koninkryk. So kom ons praat 'n bietjie oor hoe die hemelvaart van Jesus Christus, wat dit ons leer oor God se koninkryk. Want wat hier gebeur is, die koninkryk van Jesus Christus tree in werking wanneer Jesus opvaar hemel toe. En baie belangrik wat die instruksie wat hy hierso gee vir die apostels, hy sê julle moet wag totdat julle die Heilige Gees ontvang het. Nadat julle die Heilige Gees ontvang het, sal julle bemagtig word om hierdie in dienste kan wees van hierdie koninkryk. Interessant genoeg die apostels se reaksie toe hulle vir Jesus vra, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Wat hulle eintlik daar vra, is dit nou sulke tyd? Is dit nou die einde? Is die einde nou uiteindelik in sig? En dis eintlik hartseer wat hier gebeur, want die apostels het hierso nog steeds hierdie messiaanse verwagting van Jesus. Die messiaanse verwagting van 'n koning wat gaan kom om weer die koninkryk van die Jode op te rig en weer te heers. Dat jy weet, amper kan jy onthou toe Donald Trump die eerste keer aan bewind gekom het, het hy hierdie slagspreuk gehad, Make America Great Again. So daar was hierdie verwagting van Make Jerusalem Great Again, hierdie messiaanse verwagting, en dat die apostels nog steeds hierdie vraag vir Jesus vra, maar hy spreek hulle nie eens aan daaroor nie. Dit is soort van om te sê, ja, julle verstaan regtig nie wat nou gaan gebeur nie. En dan sê hy vir hulle, dit is nie vir julle om te weet hierdie dinge nie, dit is nie wat nou belangrik is nie. En Jesus verdwyn voor hulle gesig, en dan wat hulle doen is, hulle staan en hulle kyk op na die hemel, en dan verskyn die twee engele, die twee boodskappers aan hulle, en dit is asof hulle, wat staan en kyk julle vir die lig? Julle het nou net gehoor wat julle moet doen, julle kan nie nou hier staan en rond staan en wag vir Jesus om terug te kom nie. Daar's werk wat gedoen moet word, daar's dinge wat moet gebeur, die koninkryk moet begin realiseer. So die opvaarding na die hemel, Jesus se hemelvaart, bevestig vir ons dat sy koninkryk hier op aarde gerealiseer het, dat dit in werking getree het, en ons lewe in daardie koninkryk, en die kenmerk van daai koninkryk lê in die instruksie wat Jesus vir die apostels gee. Hy sê, gaan en wees my getuies in Samaria, in Jerusalem, tot in die uithoeke van die aarde. So dit sê vir ons in die eerste plek, hierdie koninkryk is baie anders. Hierdie koninkryk is nie net vir een groep mense nie, dit is vir almal, dit is relevant tot almal, dit is vir almal, niemand is uitgesluit in hierdie koninkryk nie. Dit is wat dit vir ons sê in die eerste plek, hierdie instruksie dat dit moet uitgaan, julle moet my getuies wees, julle moet gaan getuig van my koninkryk is anders, dit is vir almal. Dit is 'n koninkryk wat inklusief is en nie eksklusief is nie. Dit is 'n koninkryk wat almal insluit. En dan daardie woordjie, gaan en wees my getuies. Nou, ons lewe in hierdie selfde tydperk, die era van die wesenlike getuienis van die koninkryk van Christus. Ons lewe in die koninkryk
in die era van die getuienis. Wat Jesus se hemelvaart ook aankondig is die begin van die nuwe verbond. Juis in hierdie instruksie saamgevat van wees my getuies tot in die uithoeke van die aarde. Die ou verbond was eksklusief tot 'n bepaalde groep mense wat in die bloedlyn van Abraham is en baie mense was uitgesluit. Dit was 'n koninkryk wat meer gefunksioneer het soos menslike koninkryke. Maar die koninkryk van God is nie soos menslike koninkryke nie. Dit is 'n nuwe verbond, 'n nuwe verbintenis wat vir almal is. Almal is ingesluit hierby. Nou kom ons praat 'n bietjie oor die geaardheid van daardie koninkryk. Dit is 'n koninkryk wat in diens is van die wêreld. Dit is 'n koning, as ons gaan kyk na Jesus se lewe, sy hele lewe op aarde, was hy in diens gewees van ander. Hy het eintlik die apostels kom wys, goed, dit is hoe julle moet leef. Julle moet leef om diensbaar te wees vir ander, om ander te help, om nie goed vir julleself te hê, vir julleself te kry nie. Hoor hoe anders is dit as die koninkryk van die wêreld. Die wêreld wat dikwels vir ons wil sê, every man for himself, jy is onafhanklik, jy is op jou eie, jy moet dinge vir jouself doen. Hier kom 'n koninkryk wat sê, nee, lewe vir ander. Dit gaan nie oor jou nie. Nou, as ons getuies moet wees, waarvan moet ons getuig? Ons moet getuig van die koninkryk van Jesus Christus. Met ander woorde, te begin in wese by wie Jesus is. Lukas skryf natuurlik Handelinge ook aan wat hy rig aan Theophilus, en in sy evangelie sê hy, hierdie is wie Jesus is. Dit is hoe hy geleef het, dit is wat hy gedoen het. Nou gaan ons daardie Jesus moet beliggaam in sy koninkryk. Ons, toe ek klein was, dan het ek op 'n stadium met ek so saam met my oupa bietjie houtwerk gedoen, dan sal hy nou gaan, en dan sal hy 9 skroefies boor, en dan daai laaste skroefie sal hy vir my die boor gee en sê, goed, ek het jou nou gewys hoe om hierdie 1 tot by 9 skroefies te boor, nou gaan ek vir jou die boor gee, maar ek wil hê jy moet dit doen soos wat ek het gedoen het. Ek het jou gewys, ek het jou gewys hoe om hierdie skroefies in te boor. Jy het gesien hoe ek dit doen. Ek het jou meer as een keer gewys. Nou dat ek dit aan jou geopenbaar het, dat ek jou gewys het hoe om dit te doen, nou gee ek die boor vir jou, en nou gaan jy dit self doen. En hier's die voorbeeld, dit is daar. Die voorbeeld gaan nie weggaan nie. Ons kan teruggaan na die voorbeeld toe, ons kan teruggaan na die evangelies en gaan kyk hoe Jesus geleef het. Maar die boor is in ons hande nou, en ons moet gaan en doen soos wat Jesus gedoen het. Dit is wat dit beteken om in die era van die getuies te leef. 'n Era wat gerealiseer het as gevolg van Jesus se hemelvaart. So ons lewe in die era van die Heilige Gees. Nou, 'n laaste gedagte. As ons dink oor hemelvaart, dan dink ons baie metafisies daaroor, en dit is nou 'n vreeslike fancy woord om te sê. Ons dink so driedimensioneel daaroor. Ons dink Jesus se opvaarding na die hemel toe het gemaak dat hy ver is nou. Hy's ver weg van ons af, maar nee. Die hemelvaart het God naby gebring aan mense, nie ver gevat van mense af nie. En hoekom ons dit kan sê, is as gevolg van dit wat gebeur het as gevolg van die hemelvaart. En daar praat ons van die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n gevolg gewees, iets wat gekom het na Jesus se hemelvaart. En die Heilige Gees, soos wat Paulus ons leer, leef in ons harte. Met ander woorde, God is nader as ooit. Hy's in ons, hy lewe in ons. As jy God gaan soek, moet jy kyk na binne. Dit is wat Jesus se hemelvaart vir ons gebring het. Die era van die getuies, met sy Heilige Gees wat in ons woon, wat ons versterk en ons in staat stel om te kan lewe vir sy koninkryk. 'n Laaste gedagte oor hierdie woordjie wees. Julle sal gaan en my getuies wees. Daar's 'n verskil tussen om te gaan en te gaan getuig, te gaan en 'n storie te gaan vertel, en om 'n getuie te wees. Daardie woord wees is wesenlik. Met ander woorde, in hoe jy is, in hoe jy wees, in wese, met ander woorde, hoe jy
praat, hoe jy dink, hoe jy eet, sit, staan, elke liewe deel van jou wese is 'n getuienis. So gaan dink bietjie oor hoe jy leef, hoe jy is, hoe jy besig is om te wees, hoe ander mense jou ervaar, hoe jy kyk na dinge, hoe jy dink oor dinge, hoe jy luister na ander, hoe jy beweeg in die wêreld. Beweeg jy soos wat Jesus beweeg het? Dink en doen jy die dinge wat hy gedoen het? Op watter manier is die manier waarop jy is in wese, is jy besig om te getuig? En die feit dat ons 'n kerk het vandag, dat ons Christene is wat hierdie storie vertel, sê vir ons dat hierdie getuienis 'n wesenlike werklikheid is. Ons is lewende getuies van Jesus se hemelvaart, van sy verheerliking, van sy koninkryk, van sy Heilige Gees. Mag jy in die tyd wat voorlê opnuut bewus word van die feit dat jy deel is van hierdie roeping, om 'n getuie te wees vir Jesus Christus. Dat dit vir jou nuwe betekenis mag vind by die huis, by die werk, by die skool, daar waar jy beweeg, dat ander mense kan sien dat jy 'n kind van God is, dat jy sy koninkryk verteenwoordig en dat jy nie 'n mens van die koninkryk van die wêreld is nie. Geseënde week verder vir jou.